Van my kant af aan elkeen van die hartlik goeiemôre en dankie vir die voorreg om hier te wees en te deel in die verhaal, die storie van die gemeente en ook op hierdie reis en van die erediens om daarin te deel met die skrifgedeelte, die gelykenis wat ons by stil staan. So dis vir my regtig 'n voorreg om vanmôre saam met u te wees en ja, sterkte met die reis in die week wat voor lê. As deel van ons toetrede, voting tot die erediens, gaan ek vir ons 'n gedeelte, net 'n vers lees uit Lukas 15. Ons gaan in Lukas 10 by die gelykenis van die barmhartige Samaritaan stil staan. En hier in Lukas 15 is die ander bekende gelykenis. Dit is waarskynlik die twee gelykenisse in die Lukas Evangelie wat ons die meeste van weet, en dis die gelykenis van die verlore seun. Ek sal aan die einde van die preek sal jy verstaan ook hoekom ek die twee aan mekaar verbind. Maar net as deel van ons toetrede, ek ken die verhaal van die verlore seun wat nou sy goed gevat het en weg is. En dan lees ons in vers 20, na hy toe gesit het en swaar gekry het. Hy het toe opgestaan en na sy vader toe gegaan. Hy was nog ver toe sy vader hom al gesien het. Hy, dis sy vader, het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. As ons dan vanmôre in die erediens inkom en ons sê, maar ons het opgestaan hiernatoe gekom om saam in gemeenskap as gelowiges met die Vader en die Seun en die Heilige Gees te wees, dan groet hy ons en hy sê genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here Jesus Christus, ons verlosser, en deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan verder met ons lofpryse. Met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing o sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het aan sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom, die bruid verwag u, altyd tot u lof bereid. Sing o sing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons nuut. U die heerser oor die wêreld, Seun van God.
kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, op 'n koue môre, as die wind waai en die temperatuur daal, dan kom ons hier as die kinders, as gelowiges bymekaar, om U te aanbid, om dit saam te doen. Here, dit sou makliker gewees het om dit alleenig sommer net by die huis te doen, as ons eers wakker word in hierdie dag, maar om as die kinders bymekaar te kom, as gelowiges, is vir ons belangrik om U saam te dien. Ons het mekaar nodig, ons lewe in verhouding met mekaar. Here, maar bo al, het U vir ons geroep, het U met ons gepraat, deur U Seun, Jesus Christus. U het na die wêreld gekyk, en ons jammer gekry. En daarom het Here Jesus U gekom, en vir ons die lewe kom gee. Daarom is ons vanmôre hier, om saam te aanbid, saam te sing, dat ons U wil dien, dat ons U lof wil besing. Dit kan nooit uit verdienste wees nie, omdat ons goed of oulik is nie. Here, maar net omdat U ons eerste lief gehad het, omdat uit genade uit U na ons toe gekom het. Daarom is ons vanmôre hier by mekaar, om weer te kan luister na U woord, om te bid dat die Gees met ons sal praat, om as die kinders saam dit te oordink, Here, en om U te dien in hierdie wêreld. Dit gaan oor U koninkryk. Dit gaan oor die wil wat moet geskied. Dit gaan oor U naam wat verheerlik moet word. Dit gaan nie oor onsself nie. Daarom is ons gebed, dat U vanmôre met ons as U kinders, as gemeente, sal praat, sal verduidelik, hoe om in hierdie tyd, in hierdie wêreld, in hierdie omgewing, hierdie gemeenskap, waar U ons geplaas en geroep en gestuur het, hoe om dit te doen, sodat dit sal sigbaar word, Here Jesus, dat U die lewende Here is. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Lukas hoofstuk 10. Dis die baie bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan en die vraag van die wetkenner of wetgeleerde. Ek gaan vir ons lees uit die 2020 vertaling uit, dis wat u ook gaan sien. As mens na die gedeelte lees, en die gevaar van so 'n ongelooflik bekende gedeelte, as dit sommer net by jou van verby sal gaan. Hier's interessante woorde of interessante fokusse wat 'n ou sal help om dit bietjie beter dalk te verstaan of weer vir 'n eerste keer weer op 'n nuwe manier te kan hoor. En die interessante woord wat toe ek het nou weer lees en 'n paar keer daarna kyk in die week, is die woord sien. En hoe mense sien en verskillend reageer op sien. So dis die een merker wat ou kan oplet na hoe die woord sien in die teks lê. En die ander een is bietjie moeiliker, maar dit gaan ook oor doen dan. Wat doen jy of doen jy nie? So dit help mense as jy hierna luister om te verstaan ook en weer te hoor wat die teks hierdie gedeelte vanmôre vir ons wil sê. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," het Jesus vir hom gesê. "Doen dit en jy sal leef." Maar hy wou homself regverdig en hy het toe vir Jesus gevra: "En wie is my naaste?" Hierop het Jesus geantwoord: "'n man het van Jerusalem af gegaan na Jerigo en is deur rowers oorval
Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. 'n Priester het onvoorsiens met hierdie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. En net so ook het hulle fiets by die plek aangekom en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind, olyfolie en wyn daaroor gegiet. Toe help hy hom sy eie rydier, neem hom na die herberg en versorg hom. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit en gee dit vir die herbergier en sê, versorg hom, en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Wie van hierdie 3 dink jy was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? En hy antwoord, die een wat ontferming aan hom betoon het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Tot sover ons skriflesing. Vir wie kan ek vra vir my? Gaan jy sommer vir my die Bybel kom oopmaak, suster? So ons sit ook 'n bietjie voor in die woord. Maak vir my oop. Ons kyk wat kry ons vanoggend. Kobus het nou vir ons die Bybelvers gelees. So maak vir ons. Wat is daar binne? Al vir ons uit laat ons kyk. Is 'n hartjie, okay, en wat nog? Daar's 'n bril, okay, en daar's 'n klip, okay, baie dankie. Gou ietsie vir julle sê daaroor. Ken jy die verhaal van die barmhartige Samaritaan wat Kobus het gelees? Jy het dit al gehoor? Ja. En daai verhaal is maar 3 belangrike goed. Daar's 'n hart, en daar's 'n klip, en daar's 'n bril. Dan gaan julle vir my sê, waar was daai 3? Ons het niks daarvan gehoor. Wat het met die 3 manne gebeur, wat verby die een wat seer gekry het? Wat het hulle gedoen? Hulle stap en dan lees ons, hulle het gesien. Kyk, en 2 van hulle het gesien en wat gedoen? Weggeloop. Kyk, hulle wou glad nie daar wees. Kyk, en dan in die laaste dinge wat daar gekom het, wat gebeur? Hy het gesien en gehelp. Kyk, so, daar is die bril. En nou sit ons met hierdie 2. Hoe dink julle, hoe die eerste 2 mense wat verbygeloop het, weggeloop het, sy hart gewerk? So, kan hierdie klip voel? Nee, hy is hart, nee. As glad nie in hierdie hartjie, as dit 'n hartjie was, is daar glad nie plek vir mense. Hierdie hartjie, ja, hy sit nou regte hartjie, want ons is sag. En hierdie hartjie is al plek vir mense. So ek en jy nie besluit, hoe wil ons hartjies wees? Nee, en hierdie hart is 'n plek vir mense. Hierdie hart is 'n plek vir baie mense. Die probleem is, ons wil baie keer nie mense vir wie ons lief is in hierdie hartjie. Vir anders is, nou mens vir jou nie. Maar eintlik, sê Jesus, glad nie so hartjie, glad nie. Sê hierdie hartjie nodig, sodat ons ook die mense waarvan ons nie hou nie, kan lief hê. En hulle kan help en kan versorg. Okay. So ek wil hê jy moet 'n keuse maak in jou lewe. Jy kan sê, gaan hierdie hart uit my hart, uit my lewe, ek kan so nie. Met 'n vleishart hê en met 'n vleishart gaan ek verskil maak in die wêreld. Gaan my maats in die klas help, gaan my huis help, gaan bure help. Ek gaan daar waar nood is, waar ons sien, waar ek kan sien iemand is nie lekker nie. Dat ek sal kan? Ja, dat. Kijk, reg so. Baie dankie Christo. Die vraag is, wat moet ek nou doen? Is nou klaar. Ons gaan kleer die prentjie in.
Vriende, kom ons dink verder. Dit help ons baie wat Christo verduidelik het oor die wêreld waarin ons leef. Die een kant leef ons in 'n wêreld wat hard en ongenaakbaar is. 'n Wêreld wat sê maar hier is nie genade vir mekaar nie. Jy moet self regkom. Jy moet self oor die weg kan kom. Jy moet dit kan maak op jou eie. En wat ons dadelik sal aanvoel is, dis nie die wêreld van die koninkryk nie. Maar tog gebeur dit. As ons môre in die gewone lewe ingaan, op 'n maandag en 'n dinsdag, dan is ons in hierdie harde en ongenaakbare wêreld. Ek moet oor die weg kom, ek moet dit maak, anderster gaan ek onder. En hierdie harde wêreld kan so met ons werk en praat, dat ons net op onsself gerig is. Dat ons net vir onsself sorg. Ek moet na my kyk en die mense naby my, in soort van die duiwel vir die res. Die COVID-tyd, die pandemie-tyd, het ons ook nie in die verband gehelp. En ek dink ons sukkel nog om daar uit te kom. Ons is afgesonder van mekaar. Maskers het ons geïsoleer van mekaar. Om regtig mekaar raak te sien en te kan omgee. Ons het afstand wat ons wil hou. En ons bly op ons eie. Ek kom moeilik nou weer uit. En ek wil eerder maar net in my eie klein wêreld lewe. Dis die een kant van hierdie wêreld, en jy sal in die eie omgewing en in die eie gemeenskap hier weet hoe lyk dit en hoe kom dit na vore. Hierdie hart, hierdie selfregkom, hierdie ongenaakbare wêreld wat op sy eie pas en sy eie manier voortgaan. Dis die een kant van die uitdaging. Die ander kant is, maar ek kan 'n stuk broosheid in myself beleef. Ek kan sê, maar ek kry swaar. Ek het 'n stuk seer, ek het 'n stuk omgee nodig, ek het 'n stuk vat gevoel naby wees nodig. En nou maak die wêreld so met my. En ek beleef dit nie. Kom sit maar hier op my eie, of ek leef op my eie, en ons maak nie kontak met mekaar nie. Ons kom nie by mekaar uit nie. So dis op twee kante wat hierdie, kom ons sê, isolasie, afsondering kan lê. Die wêreld wat dit aan my doen, ek self wat dit beleef. Hierdie gedeelte wil vir ons iets anders sê. Hierdie gelykenis wil vir ons sê, maar in die koninkryk, in die wêreld van die Here Jesus, in die geloofsgemeenskap, is daar 'n stuk omgee, 'n stuk omdraai en omgee wat nodig is. En daarom dink ek, is alles dit 'n bekende teks, 'n bekende verhaal, is dit baie nodig, op verskillende vlakke, terwille van die gemeenskap waar binne ons is, terwille van ons as gelowiges, terwille van onsself ook, dat ons vanmôre weer sal luister en hoor, wat wil die Here Jesus, en wat wil hierdie evangelie vir ons oor hierdie verhaal sê. Dit begin by 'n vraag van hierdie wetsgeleerde, hierdie slim teoloog as jy wil. Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? 'n klassieke vraag, 'n retoriese vraag. Hy ken dit uit sy kop uit, hy weet wat die antwoord is. Dis as hy die vraag vra, wil hy nie self die verskil maak om te sê, maar ek weet nie wat dit is nie. Hy het presies geweet wat sy antwoord. Hy doen dit om die Here Jesus te toets. Die Here Jesus vra hom, wat staan in die wet? En dan antwoord hy, resiteer hy, sê hy presies op wat daar staan.
Hy sê, jy moet jou Here lief hê en jou naaste lief hê. Dis die korrekte opsomming. Deuteronomium 6, die Shema belydenis, die Here is ons enigste God. Jy het amper verspreek van vraelyste en antwoordstelle. Het lyk amper soos 'n toets wat hy gedoen het. Maar vir hierdie toets kry hy 100%. Hy is heeltemal reg. Jesus sê dan vir hom, dit is nie die probleem. Die kopkennis, die 100% reg opsie, dis hierdie probleem. Die probleem is, doen dit en jy sal lewe. Die kennis is nie die probleem nie, volpunte. Maar dan sê hy vir hom, doen dit. Dit gaan nie net oor die regte antwoord nie. Dit gaan nie net om dit te kan sê en te weet nie. Dit gaan nie oor die teologie en die resitasie wat ek reg moet opsê nie. Die daad is die belangrike. Die naaste wat in die oog kom. Dis waaroor dit gaan. Wie is my naaste? Vra hy dan vir die Here Jesus. En hierdie is ook geen onskuldige vraag soos die eerste vraag is. Want waaroor gaan dit vir die wetgeleerde? Dit gaan vir hom daaroor, hy soek hierdie definisie, hierdie mooi presiese beskrywing van wie is my naaste. Want hy wil 'n grens hê, hy wil 'n blokkie hê, om te sê, hier is my naaste, my familie, my gesin, die paar volksgenote, en in hierdie raampie is my naaste. Daar sal ek kan doen. En dan weet ek presies, buite hierdie raampie, daardie persoon of dit, is nie my naaste. Ek het 'n grens. En dan kan ek mooi presies, dit wat ek opgesê het, kan ek dan mooi in hierdie raamwerk gaan doen. Want sy argument sou wees, grenslose liefde en grenslose omgee sal mos onprakties wees. Dit kan mos nie werk nie. As ek 'n raampie het, dan is dit hanteerbaar. Dan kan ek maklik oor die weg kom. Die selfondersoekvraag aan elkeen van ons vanmôre is hoeveel hiervan leef nog in onsself? Hoeveel van ons leef die saak van ek ken die antwoord. Ek kan dit opsê. 100%. Maar ek het die raampie en ek kan nie uit my raampie uitkom nie. Kom ons dink na, gaan dit tyd vir verootmoediging gee en daarna gaan ons dan 'n lied sing om te sê dat die Here vir ons genadig moet wees. Ek dink dis belangrik. Dis belangrik in ons nadink oor hierdie gelykenis dat ons onsself sal ondersoek. Om te sê maar dis maklik om te sê die wetgeleerde is verkeerd, maar hoeveel leef daarvan nog in my eie lewe? So vir 'n minuut, kom ons bly stil, sit stil, maak jou oë toe en dink na wat is hiervan in my eie lewe waar? En dan antwoord ons met die lied so na 'n minuut se stilte.
die gelykenis word die antwoord. Die gelykenis wat die Here Jesus dan vertel, sê dit gaan nie oor 'n definisie nie. Dit word 'n reis. Dis 'n reisverhaal. So in die lewe om aan te gaan en verder te gaan ek op reis. En moet ek dit ontdek. Dis nie 'n antwoord wat jy moet afmerk en sê, mooi so, alles is reg nie. Dis gaan, dis sien, dis doen. Die elemente van die gelykenis ken ons goed. Die rower is 'n onbekende man, op reis tussen Jerusalem en Jerigo, word verdood, halfkaal, daar agtergelaat, en die rowers verdwyn uit die verhaal uit. 'n Priester kom daar verby, sien hierdie man sonder identiteit, maar heidene kan nie gehelp word nie, want dooies maak jou kulties onrein. Die wet, die definisie het gesê, 4L moet jy verbygaan. En hy bly uit hierdie sirkel uit, en hy stap verby. Die Lewiet kom 'n klein bietjie nader, want hy kan onrein raak, maar hy het dit net nodig om rein te wees vir die kultus, as hy in die tempeldiens is. Maar ook hy gaan verby. En dan die verrassende, en dit weet ons, die Samaritaan. Die Samaritaan is hierdie basterjood, die een wat jy dit nie van sal verwag nie. Hy kom nader. Dit wat die ander twee ook gesteel het, want is nie die rowers wat steel nie. Die Lewiet en die priester steel ook. Hulle steel hierdie persoon se menswaardigheid, hulle steel van hom die geleentheid om te help, hulle steel dat hy nie bygestaan kan word nie. Hulle is ook maar net rowers. Die Samaritaan is iets anders. Hy kry hom innig jammer. 'n Ander hart, wat Christo mooi verduidelik. 'n Ander hart, hy kry jammer. Hy vra nie wat's veilig nie, hy vra niks nie, maar hy stap nader en hy begin doen. Dit wat noodsaaklik is, maak hy reg, gee hy terug. Versorg hom daar, vervoer hom en gaan sit hom in 'n herberg, betaal, gee terug. Doen nog meer, sê as dit nodig is, ek kom weer hier verby, ek sal kom regmaak. Wat geroof is van hierdie man, deur die rowers, deur die Lewiet, deur die priester, dit kom gee hy terug. Dis die verhaal wat die Here Jesus dan vertel. Vra vir hierdie wetgeleerde, wie is dit? Dan sê die een wat medelee bewys het. Iemand word jou naaste. Dis nie 'n definisie nie. Dis nie 'n beskrywing nie. Op hierdie reis ontdek jy dit. Soos jy deur die lewe gaan, ontdek jy mense langs jou pad wat vir jou 'n naaste word. Dis nie 'n beskrywing van so moet jy mooi reg doen nie. Nou is die vraag, en dis die moeilike vraag. Hoe vertaal ons dit om in ons tyd? Gaan op hierdie reis. Ons sien die nood raak, en nie eens aan die begin van 'n wonderlike week, om so te gaan ontdek, wie gaan in hierdie tyd my naaste word? Maandag, vanaand by 'n hospitaal, ergens langs die pad by 'n besigheid, by 'n skool, waar ook al, dan nie net as 'n program weer nie, maar as deel van my stap deur die lewe, ontdek
ek kry mense langs my pad wat my naaste word. Kom ons vat dit dalk 'n bietjie moeiliker, as net verder as hierdie tyd van hierdie stuk omgee wat gaan gebeur. Hierdie verhaal daag ons uit op 'n volgende vlak ook, oor die nood in ons land. Ek kan nou vir iemand help, maar ons sit met armoede. Ons sit met sisteme en stelsels wat ons ook moet uitdaag. Wat meer vra as net individue. Wat vra dat ons as geloofsgemeenskap en as kerk ook nie kan verbystap. Nie net as individue of as gelowiges in 'n gemeente nie. Kom ek gee u een voorbeeld wat my nogal getref het. Onthou die vloede in KwaZulu-Natal, waar letterlik mense dood is omdat stormwaterpype nie skoon was nie. As die geloofsgemeenskappe van daardie gebied in Durban vroeër opgestaan het en gesê het, maar hier word goed nie gedoen nie, maak skoon, of dit self gaan doen het, dan sou daar mense letterlik nie die see ingespoel het. So ons kan nie net by die nood en die swaar ook in sulke omstandighede verbystap nie. Daarom is dit nodig dat in ons tyd ons ook sal kyk, waar lê daardie nood en waar moet ons opstaan teen onreg in ons gemeenskap. Te sê, maak reg, ons kan nie daarby verbystap nie. Die uitdaging is jy 'n rower of is jy 'n disipel wat omgee? Iemand is nie jou naaste nie. Iemand word jou naaste op hierdie reis. Ek sluit af met die verbintenis tussen Lukas 15 en Lukas 10. Lukas 15 se gelykenis van die verlore seun. Lees ons dat die pa se hart het innig omgegee. Dit sê iets van God se vaderhart, dat hy het omgegee en sy arms oopgemaak en ons ontvang. Die verlore seun het huis toe gekom. In hierdie verhaal het jy gehoor word dieselfde woord gebruik. Die Samaritaan het hom innig jammer gekry. Sy hart is God se hart. Christus het dit baie mooi verduidelik met die klip en die hart. Die vraag op hierdie reis dan is, hoe lyk my hart? Hoe gaan ek deur hierdie reis gaan en ontdek wie my naaste word, hoe ons vir mekaar kan omgee, individueel en saam. Die Here roep ons dat ons hart soos sy hart sal word. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons in hierdie oggend die gelykenis van die barmhartige Samaritaan aan ons harte kan vasbind. Want Here, ons weet dat dit oor meer gaan as net woorde, oor ken, maar iets van die sien, iets van die hart aanraak en iets van die doen wat deel moet wees van ons lewens. Vader, dit is my gebed dat ons saam met die kinders vanoggend die kliphart sal eenkant neersit en met 'n sagte hart kan omgee vir almal rondom my. Dat ons sal ophou om onsself te probeer regverdig met die vraag oor wie is my naaste. Maar Here, dat ons juist toelaat dat almal ons naaste sal word. En dankie dat ons weet, Here, dis waarvoor U ons roep, dis hoekom ons kerk is. Ons is nie in Riebeekstad neergesit om net 'n paar mense
as ware te beskerm en warm te bring nie, maar om die koninkryk te help vestig. Dat elke gelowige 'n gestuurde kan word en daardie verskil maak rondom hulle. Dankie dat ons dit kan bid. Dankie dat ons weet, U is by ons, U dra vir ons. Vader, en ook waar dit maar 'n slegte siekte tyd is, waar so baie mense sukkel met verkoue en griep. Bid ons regtig dat U vir hulle sal toevou in die Vader en beskerm. Vir ons kinders by die skole, Here, oral waar ons elke dag beweeg, mag ons U hart ook uitdra daar. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan op die volgende manier, dis deel van ons uitbeweeg in hierdie wonderlike tyd nou in. Ons gaan ons geloof bely, en nou is die groot gevaar dat dit vanmôre vir ons 'n resitasie word, soos vir die wetgeleerde. So as ons geloofsbelijdenis sê, dan sê ons dit vanuit 'n verhouding uit. En vanuit die verhouding uit, as naas dit gedoen het, gaan ons slotlied sing, om te sê, maar ons lig moet skyn in hierdie wêreld. Dan kom die seën, dis die Here se belofte, as jy hier uitstap, dan stap hy saam met jou, dis wat die seën beteken, en dan met die uitspreek van die seën doen ons die uitstaplied ook. Kom ons staan en ons doen hierdie stappe so as deel van ons uitgang in sy koninkryk. Kom ons doen hardop belydenis vir ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons aan, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam, mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees, mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry, mag U hoop hier deur ons vier. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die
seën van die Here vir hierdie reis. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here.